Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir elkeen van God, ons hemelse Vader, van Jesus Christus, ons Here, deur die Heilige Gees. Baie welkom aan elkeen van u. Die tema van vanoggend se boodskap is: jy kan die wêreld met gebed verander. Maar as jy nie glo in God nie, as jy nie vertrou nie, dan gaan daardie gebed nie verhoor word nie. As jy nie binne die wil van God bid nie, dan gaan daardie gebed nie verhoor word nie. Maar die feit is, as jy bid soos wat God dit wil hê, en hy lei vir jou deur die Heilige Gees in jou gebede, dan kan jy letterlik en werklik die wêreld met gebed verander. Met gebed kan ons die menslik onmoontlike moontlik maak. Want vir God is niks onmoontlik nie. Sy krag ken geen einde nie. En ons kan bid vir ons lewensomstandighede. Ons kan bid vir ons familie en ons vriende. Ons kan bid vir ons land en regering. En ons kan bid vir die wêreld. Die Bybel is van die begin tot die einde vol bewyse dat God gebede verhoor. En God doen dinge wat ons dink menslik onmoontlik is, wanneer mense daarvoor bid. Maar jy moet glo wat jy bid. Wanneer ons bid, dan wys ons vir God dat ons in hom glo en dat ek my volle vertroue op hom plaas. Wanneer ons bid, dan vereenselwig ons met God se doeleindes. Wanneer ons bid, dan stel ons God in beheer van ons situasie en ons omstandighede. Wanneer ons bid, dan maak ons staat op die krag van God, die Almagtige. En omdat ons bid, werk God deur ons op maniere wat hy andersins nie sou doen nie. God het sekere dinge van gebed afhanklik gemaak. Dinge wat nie sal plaasvind as ons nie bid nie. Nou kan 'n mens vra, maar kan God doen wat hy wil sonder dat ons daarvoor bid? En die antwoord is natuurlik. Maar God het bepaal dat hy die gebede van sy mense sal gebruik om sy doeleindes te bereik. So as ons nie bid nie, gaan sekere dinge nie gebeur nie. Wanneer ons nie bid nie, beperk dit ons in wat God in ons lewens, in ons land, in ons wêreld kan en sal doen. Dit mag dalk vreemd klink, maar Jakobus skryf vir ons, eintlik is dit die rede hoekom julle nie het wat julle nie wil hê nie. Die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. As ons God uitsluit uit ons lewe en omstandighede, en sonder God oor die weg wil kom, dan wag daar probleme en moeilikhede vir ons. En ons sien dit baie duidelik in die Bybel, in die geskiedenis van Israel. Ek haal weer vir Jakobus aan, julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. Ons almal lewe nie 'n lewe van oorvloedige geloof nie, omdat ons nie op die Here vertrou nie. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. En aan die ander kant, as daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Verder broers, en dis Paulus wat aan die woord is, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word, soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal
is gelowiges nie. Paulus sou nie vir sy vriende gevra het om vir hom te kom bid, as hy nie geglo het dat daar krag in gebed is nie, dat dit omstandighede kan verander nie, en hy het die vrymoedigheid om vir die mense rondom hom te vra, mense bid vir my, ek het dit nodig, ek het die krag van die Here in my lewe nodig, om 'n verskil te kan maak. Jesus self sê, verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Wat 'n wonderlike belofte. As 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem. Met ander woorde, ons moet saam bid, nie net een alleen nie. Ons moet saam bid. En dit dra krag by die Here. Dan sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. As jy die seën van die Here wil hê in jou lewe, dan moet jy bid daarvoor. Kom ons bid saam voordat ons voortgaan. Hemelse Vader, almagtige God, skepper van die heelal. Ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, U Seun, ons Here, ons Heiland, ons middelaar, ons verlosser. Here, dankie vir die voorreg om direk met U te kan gesels deur gebed. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid te kan kom en te kan weet dat U luister. Dankie vir die beloftes in U woord, dat U nie net luister nie, maar dat U ook antwoorde gee. Dat U kan ingryp en omstandighede verander. Dat U dinge kan doen wat ons as mense dink onmoontlik is. Maar by U wat die almagtige God is niks onmoontlik nie. Dankie Here, dat ons die vrymoedigheid kan neem en die voorreg het om U in beheer van ons lewe, van ons gemeente, van ons omstandighede te stel. Dankie dat ons U in beheer van ons land en ons land se omstandighede kan stel. Dat ons U in beheer van die wêreld kan stel. Aan U alle lof en eer. Ons bid Here, as ons vanoggend uit die woord lees en daaroor nadink, wil U deur die Heilige Gees vir ons lei, wil U vir ons inspireer, wil U vir ons motiveer, wil U ons geestelik versterk, huis toe stuur, om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Nou ek het so inleidend so ietsie oor gebed vir u gesê, maar wat is die les wat ons daaruit leer? Dit is soek in elke situasie jou beskerming en krag by die Here. Ken hom in alles wat jy doen. Vertrou op hom vir jou lewe, vir jou omstandighede, vir jou toekoms. Spreuke 3, verse 1, 5 en 6. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Vertrou en ken hom in alles wat jy doen beteken bid en deel dit met die Here. Sê vir hom wat pla in jou lewe of wat wil jy anders te hê en maak hom deel van jou lewe. Ons lees nou Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.
Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy hom verbly. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. 'n Tema wat baie duidelik uit hierdie Psalm uitkom is vertroue. Vertrou op die Here, stel jou lewe in sy hande, stel jou omstandighede in sy hande en hy sal jou beskerm en lei en bewaar. Wat is vertroue? Vertroue is gebou op kennis en ervaring. Uit die Bybel uit lees ek sekere dinge. En dan begin ek dit in my eie lewe raak sien en ervaar. En dit raak al hoe makliker om te begin glo. So ons het kennis van God en sy woord nodig. Kennis van God se wil. Kennis van God se werking in die wêreld. En as ek dan sien en ervaar hoe dat God in en deur my lewe werk, hoe God in my omstandighede werk, hoe dat God in die wêreld om my werk, dan raak dit vir ons makliker om te glo. En dan ontwikkel vertroue. Ons kom op die punt om te sê, ek dink nie net God bestaan nie, ek weet hy bestaan. Ek vertrou hom met my hele lewe. Het jy al vir God vertel hoeveel hy vir jou beteken? Psalm 91 begin in vers 2 met hierdie woorde, dat die een wat vertrou vir God sê, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Sê jy vir God, Here, ek vertrou op U, of is dit altyd 'n lysie vrae? Here, ek het dit nodig en ek wil dat hê en ek droom oor dat en ek wil 'n lekker vakansie gaan nou. Kom jy vir die Here dankie te sê, sê jy genoeg dankie, loof en prys jy hom vir wie hy is, vir wat hy vir jou beteken, vir wat hy in jou lewe vir jou doen. Die Here wil nie hê ons moet in angs en spanning leef nie. God is getrou. Hy bewaar en hy beskerm sy kinders. Ons het nodig om God te vertel van ons probleme, ons angste, ons spanninge en behoeftes, want daardeur wys ek, Here, ek erken U gesag en U mag in die heerskappy oor my lewe. En ek wil U in beheer stel. Ek wil hê dat U my sal seën en my sal lei op U pad. In Romeine 8 skryf Paulus, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. So die Bybel sê vir ons, God wil hê dit moet met jou kan goed gaan. Maar as jy moet hom lief hê en jy moet binne sy wil lewe, dan gaan jy sy seëninge ervaar. Nou baie keer begin ons twyfel. As daar nie kommunikasie met God is nie, dan gaan ons
afdwaal en dan gaan ons toelaat dat probleme oorvat. Ons sien net die donker om ons raak, al die negatiewe dinge. My geldjie is nie genoeg om vir my huis hier te betaal of vir al my uitgawes om kos te koop en klere nie. En ons begin in spanning lewe. En ons begin twyfel en ons begin God beskuldig. Here, maar waarom gryp U nie in nie? Want ons vertrou nie. Party mense wil die oomblik as daar fout gaan in hulle lewe, wil hulle God blameer daarvoor. Maar die fout lê nie by God nie, dit lê by ons. Ons het nagelaat om God te vertrou, ons het nagelaat om God te vertel, om hom 'n beheer van ons lewe en ons omstandighede en krisisse te stel. Ons lewe sodat ons dit nie altyd dadelik raak sien nie. Ons kyk na die wêreld, ons kyk na die omstandighede, die omstandigheid rondom ons, eerder as ons wat ons na God kyk en op hom vertrou. Ons laat toe dat bekommernisse oorneem. Maar as jy vertrou, dan sal jy sien dat God alles ten goeie laat meewerk. Die Bybel is van voor tot agter vol voorbeelde en getuienis van hoe dat God in menslik onmoontlike omstandighede ingryp en lewensveranderende verskille maak. Ek wil vanoggend met u 4 voorbeelde uit die Bybel uitdeel en dan 'n paar ander voorbeelde uit ons lewe uit. Die eerste een. Ons kry baie praktiese voorbeeld in Matteus hoofstuk 14. Die disippels vind hulle die nag op 'n bootjie op die meer van Galilea. Die wind begin waai en daar kom 'n storm op en die golwe raak baie groot. En al is hulle nou vissers van beroep en as hulle baie op die water, raak hulle senuwees op hol. Want dit is nog 'n ver eind om land toe te moet swem as dit nodig sou wees. En dan sien hulle in die verte 'n figuur wat hier in die donkerte op die water aangeloop kom en hulle raak baie bang. En hulle vertel vir mekaar dis 'n spook, dis 'n spook. En hulle laat toe dat vrees oorneem. En dan as Jesus nader kom, want dis Jesus, dan sê vir hulle dis ek. En as Petrus sy stem herken, dan sê Petrus, my Here, as dit werklik U is, sê vir my om op die water na U te loop. Beveel my om op die water na U te kom. En Jesus nooi vir Petrus uit. En nou uit die Bybel uit sien 'n mens maar baie plekke dat Petrus kom voor as iemand wat baie impulsief optree. Hy doen partykeer voordat hy dink. Hy sê partykeer voordat hy dink en dit het vir hom baie moeilikheid gemaak. Maar Jesus nooi hom uit en Petrus slim uit en hy begin op die water loop. En wat menslik onmoontlik is, kry Petrus reg om op die water te kan loop. Maar dan word sy aandag afgetrek deur die kwaai wind hier om hom, deur die geweldige golwe wat hier om hulle is. En Petrus begin sink. Want dis wat met 'n mens gaan gebeur wat op die water probeer loop. En hy skil, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en vir Petrus opgetel uit die water uit en hy het Petrus ook aangespreek oor sy swak geloof. Wat het fout gegaan? Petrus het 'n geloof op die water begin loop, maar eintlik soos ek gesê het, hy het nie eers gedink nie, hy het sommer net begin doen. En toe begin besef maar mens kan nie op die water loop nie, toe begin hy sink. So wat gebeur is Petrus neem sy oë af van Jesus en hy begin kyk na die wind en hy begin kyk na die golwe. En sy moed sak in sy tone, as sy tone sak in die water in. Hy het toegelaat dat vrees in die situasie oorneem en sy ongeloof het tot gevolg dat hy sink. Maar Jesus is daar om hom te red. Dit laat vir my dink hoe maklik as daar in ons lewe krisisse kom, begin ons na die ander goed rondom ons kyk en ons haal ons oë af van Jesus en ons laat toe dat bekommernisse en vrees in ons lewe oorneem. Dan raak die probleme te groot en te veel
dan weet ons nie meer hoe om dit te hanteer nie. Die les wat ons leer uit hierdie gedeelte is, wat ook al op jou pad mag kom, bly vertrou op Jesus. Hou aan hom vas, hy is die een wat jou optel en wat jou stewig en sterk op 'n rots laat staan. 'n tweede voorbeeld. Ons vind dit in Eksodus. In Eksodus 14 lees ons dat die Israeliete na die uittog uit Egipte, toe hulle daar deur die suide van die Israelgebied beweeg, toe beland hulle in 'n diep kloof en uiteindelik beland hulle by Moabba teen die see. Daar's 'n groot strand daarso, hier agter hulle is berge en kraanse, hulle kan nie na die kante toe pad gee nie. Daar's net die kloof waardeur hulle by die see kan kom, en nou staan hulle voor die see. En hier agter hulle kom Farao en sy soldate aan, en hulle weet Farao en sy soldate gaan baie van hulle doodmaak, en die res weer gevange neem om as slawe in Israel te gaan werk. Hulle hoor die vyand nader kom, en die angs bou op. Hier's geen uitkomkans nie, hier gaan ons doodgaan. En op daardie krisis oomblik vergeet hulle totaal van God, wat hulle gelei het tot daar, en dat God in beheer is. En hulle haal hulle frustrasies op arme Moses uit. Eksodus 14. Is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenare werk. Dis vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Hulle het vergeet hoeveel hulle gekla het by God, omdat dit so swaar gaan in Egipte. Skielik is Egipte beter, as om hier deur die Egiptenare weer gevange geneem te word. En dan kom God met 'n wonderwerk. Moses sê vir hulle, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer so sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. So wat sê Moses vir hulle? Vertrou op God. Hy is getrou. Hy sal nie vir julle in die steek laat nie. God is in beheer, ook in omstandighede wat ons dink daar is geen uitkomkans nie. Maar God het reeds die oplossing gehad, en God kloof die see oop. En die Israeliete kan op droë grond, waar daar vroeër water was, beweeg. En as die Egiptenare nader kom om hulle gevange te neem, dan spoel die water terug, en die hele Egiptiese leer word uitgewis. Ek hoor op 'n stadium 'n storieetjie van 'n kind wat in 'n trein sit en Bybel lees, en die seentjie sê op 'n stadium, hier's 'n wonderwerk, en iemand wat nou naby hom sit, hoor dit en sê, wat is die wonderwerk? Hy sê, God het die Israeliete deur die Rooi See laat gaan. Ja, en iemand sê, nee man, dit is sommer 'n storie. Ja, as dit laagwater is, dan was die water nou maar so diep, en daarom kon hulle deurgaan. En die kind lees verder, en hy sê, is nog 'n wonderwerk. En die man sê, wat is dit? Die kind sê, God het al die Egiptenare in 3 duim water laat verdrink. Nou ja, hoe 'n mens ook al daarna kyk, jy weet dat daardie area waar hulle deur die see is daar 'n tipe van 'n sandbank, maar rondom dit is dit honderde meters diep, en op daardie plek is daar selfs meer as 300 meter diep, waardeur hulle deurgegaan het. God doen wonderwerke as mense vertrou. 'n derde voorbeeld. In 2 Konings hoofstuk 6,
lees ons dat die koning van Aram kort planne gemaak het om die Israeliete aan te val. En as hy by Israel kom met sy soldate, dan vind hy die mense is gereed. Hulle is vooraf gewaarsku. Hulle weet presies wat is al sy planne. En hy praat met sy raadgewers en hy sê, maar jy moet 'n spioen onder ons wees. Want hoe is dit moontlik dat die Israeliete al ons planne weet en die dorpies ontruim voordat ons daar kom om hulle aan te val, en dan is daar niks om te buit nie. En sy soldate sê vir hom, nee, is nie 'n spioen onder ons nie, maar by die Israeliete is daar 'n profeet met die naam Elisa, wat selfs weet wat jy in jou binnekamer vir jou vrou in die geheim sê. Daar's niks wat vir hom weggesteek is nie. En die koning sê, maar dan moet ons vir Elisa vang, sodat hy nie meer die Israeliete kan waarsku nie. En hy stuur sy hele leer om Elisa gevange te neem. En hulle kom by die dorpie waar Elisa op daardie stadium homself bevind het. En toe Elisa en sy slaaf die oggend opstaan, toe sien hulle maar die hele dorpie is omsingel reg rondom van vyandige soldate. En Elisa se slaaf kom na hom aangehardloop met die slegte nuus. Daar's vyande en ons is in die moeilikheid. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa. Wat gaan ons nou maak? Elisa het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as wat by hulle is. Want die slaaf was steeds verward. Want al wat hy kan sien is die vyande rondom hom. En hy dink is die einde van hulle lewe. En dan bid Elisa, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En as God die slaaf se oë oopmaak, dan sien hy rondom hulle en rondom die vyande, is daar 'n magdom waans van vuur en perde van vuur met soldate, hemelse engele, wat God gestuur het om hulle te bewaar. En toe die Arameërs op hulle afstorm om hulle aan te val, toe bid Elisa, slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan en Elisa het met hulle gesels en hulle sê hulle soek Elisa en hy sê nee, hy's nie hier nie, hy's op daai plek en hy vat hulle na die koning van Israel toe. En die koning wou eers toe hy al hierdie soldate sien en hulle is blind en hulle kan nie hulle self help nie. Toe wil hulle om die lewe laat bring en Elisa sê nee, jy kan dit nie doen nie. Elisa het gebid dat hulle kan sien. Hulle gee vir die vyand kos en hulle stuur hulle terug. En die vyand het hulle daarna nie weer kom aanval nie. God kan omstandighede verander as ons glo, as ons vertrou. 'n vierde voorbeeld. God kan red van valse gode. Koning Nebukadneser het 'n beeld laat oprig van 30 meter hoog. Hulle sê in vandag se taal is dit ongeveer 9 verdiepings van 'n gebou hoog. Dis baie hoog. En hy beveel al sy onderdane, julle moet kom en julle moet hierdie God wat ek gemaak het of laat maak het, moet julle aanbid. Ons gaan musiek speel, dan moet julle afsak op julle knieë en julle moet hierdie God aanbid. En hulle het dit gedoen. En almal het neergesak om die afgod te aanbid, maar 3 jong manne het nie gebuig voor die valse god nie. Hulle was Israeliete. Hulle is aangekla by Nebukadneser. Ons lees dit in Daniël 3. Maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego,
vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u opgerig het nie. Nebukadneser laat hierdie 3 jong manne roep, hy is baie woedend, en hy dreig om hulle te verbrand, as hulle nie die beeld aanbid nie. Hy sê, ek gee vir julle nog 'n kans. En as julle dit nie gaan doen nie, gaan ek julle in 'n brandende vuuroond laat gooi. Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. Hy sal ons ook red uit u mag. En selfs al sou hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Nebukadneser was so woedend geweest dat hy opdrag gee dat die vuuroond baie warmer gemaak moet word. En dit was so warm dat mense wat naby gekom het, doodgebrand het. Toe word hierdie 3 jong manne ingegooi en God stuur 'n engel. Lees net van die engel van die Here, of hy lyk soos 'n engel, iemand met 'n goddelike voorkoms. En ons lees 'n 4de figuur was sigbaar in die vuuroond saam met hulle, iemand met 'n goddelike voorkoms. Daardie 3 jong manne loop daar rond sonder om te brand, sonder om iets oor te kom, terwyl mense wat net naby die oond gekom het, doodgebrand het. En as Nebukadneser dit sien en dat hulle niks oorkom nie, dan roep hy hulle om uit te kom. En Nebukadneser kom tot inkeer. En hy sê, daar's 'n God wat magtiger is as hierdie beeld wat ek gemaak het. Aan God, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom hy eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. 'n Heiden kom tot bekering wanneer hy die geloof van jong manne sien wat bereid is om einduit voluit op die Here te vertrou. God doen dinge wat ons dink menslik onmoontlik is wanneer ons daarvoor bid. Maar dit is nie net in die Bybel dat sulke gebeure uit die geskiedenis opgeteken is nie, en ek het nou maar net 4 voorbeelde vanoggend gedeel. Daar's so baie, ek het so 'n lang lys gehad wat ek net besef het, ons kan nie alles op een slag met u deel, om net u weer te herinner, gaan lees die Bybel om te sien wat daar staan. God gryp ook in die moderne geskiedenis in. En ek wil met u 'n situasie deel wat eintlik ongelooflik is, as 'n mens dit hoor. In die Tweede Wêreldoorlog is die stede Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 Augustus 1945 deur atoombomme uitgewis. En dit is seker van die donkerste dele in ons moderne geskiedenis. Voordat ek hieroor praat, wil ek vir u net so 'n bietjie van 'n agtergrond gee hierso. Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger, Enola Gay. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. Weather is clear and visibility is excellent. Command, wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Confirm payload status, Enola Gay. Over. Little boy is secure and armed. Safety mechanisms have been disengaged. Over.
This is just in, ladies and gentlemen. President Truman just announced the first ever use of a new secret weapon, an atomic bomb of unparalleled strength. The bomb was deployed 16 hours ago and engulfed Hiroshima in a mushroom of fire. Japanese officials have confirmed the immediate loss of over 78,000 lives following the blast, with the total number of casualties now exceeding 130,000. Die bom wat op Hiroshima gegooi is, het bekend gestaan as Little Boy. Hy het 15,000 ton dynamiet se krag gehad. Nou die impak van Little Boy op Hiroshima is dat wanneer so 'n bom ontplof, is die hitte wat vrygestel word so warm soos die oppervlakte van die son. Dit is so warm dat alles wat binne 'n sirkel met 'n deursnee van 3,2 kilometer is, se muur opsmelt. Daar bly niks oor nie. Mense in daardie area het eenvoudig net verdamp, soos ons op die video gesien het. Is nie eers gebrand of iets nie, is net en daar's niks. Enige brandbare objek of item wat binne 'n afstand van 11 kilometer van die ontploffing is, sal dadelik vanweë die geweldige hitte aan die brand slaan. Jy kan vir jouself indink hoe erg dit moes wees. Hulle sê mense wat 11 tot 14 kilometer van die ontploffing was, het tweede graadse brandwonde opgedoen. Mense wat tot 20 kilometer ver van die ontploffing was, is permanent verblind as hulle op die oomblik van die ontploffing of net daarna enigstens in die rigting van die ontploffing gekyk het. Dan sal permanent blind, so helder was daardie lig wat uitgestraal het. In Hiroshima is daar ongeveer 80,000 mense dood in die ontploffing, maar na die tyd is nog baie meer dood. Ja, hulle skat is meer as 166,000 mense. In Nagasaki, 3 dae later, is 220,000 mense dood, maar baie duisende het later gesterwe aan bestraling en gesondheidsprobleme. Die feit is dat hulle nie presies kon vasstel hoeveel mense is dood in daardie ontploffings nie, omdat hulle nie geweet het wie was binne in die gebied nie. Daai 3,2 kilometer deursnee sirkel. Baie mense is net verdamp en daar's geen oorblyfsel van hulle gebly nie. Nou wil ek met u 'n baie interessante stukkie geskiedenis deel wat ek die week op afgekom het. En dit staan bekend as die wonder van die Hiroshima 20. En dis 'n ware verhaal. Dit is nie opgemaak nie. So 1917 het 'n jong Japanees van Amerika af teruggekom waar hy gaan studeer het as 'n tandarts. Maar hy het in Amerika ook tot bekering gekom en vir Jesus as verlosser aangeneem. En toe hy terugkom in Hiroshima, toe besluit hy gaan 'n kerk begin. Hy het 'n gemeentetjie begin. Geleidelik was daar meer en meer mense wat na die evangelie van Jesus geluister het. En uiteindelik het hierdie tandarts besluit, hy gaan 'n klein kerkie bou met sy eie geld. Dit wys sy geweldige toewyding. En hy was Dr. Tatsuguchi. Nou die gemeente het met verloop van tyd gegroei tot ongeveer 80 lidmate, wat baie getrou by die gemeente ingeskakel het, en hulle was almal opregte en diep gelowiges gewees. Toe die Tweede Wêreldoorlog nader kom, het die gemeente probleme begin ervaar. Die Japaneese owerheid het baie suspisieus geword teenoor enigiets wat uit die weste uitkom, en hulle het glad nie gehou van die Christelike boodskap, wat sê dat daar eendag 'n koning gaan kom, wat 'n nuwe koninkryk gaan stig nie. Hulle was daarteen gekant, en hulle het besluit,
hierdie gemeente moet toegemaak word. 'n Verdere probleem was dat die kerkgebou was direk langs die militêre paradegebied van die Weermag hoofkwartier in Hiroshima. En die mense was nou bang dat hierdie mense wat dan nou kwanshuis 'n westerse invloed het, omdat hulle in Jesus glo, dat hulle as spioene kan optree, want hulle kan nou sien wat op die militêre area aangaan. So hulle gee opdrag dat hierdie kerkgebouetjie afgebreek moet word. En dis in 'n tydperk van 'n paar dae is dit afgebreek, binne 2 weke is hy gesloop, en die gemeentetjie spat uitmekaar uit. So ongeveer 60 van die lidmate is met hulle families het pad gegee uit Hiroshima uit, en hulle gaan na die Japaneese platteland. Hulle vlug vir hulle veiligheid. En 20 gemeentelede het in Hiroshima oorgebly. Op 6 Augustus 1945 het die mense in Hiroshima soos gewoonlik met hulle normale dagtaak begin. Hulle het met al hulle gewone aktiwiteite aangegaan, hulle winkeltjies oopgemaak, reggemaak vir die dag se werk, onbewus daarvan dat hulle nog net minute het om te lewe, en dat hulle lewe 8 uur en 16 minute en 2 sekondes. Die tyd die oggend gaan eindig, dis toe die bom ontplof. Toe die atoombom ontplof, is alle mense, diere, plante en geboue wat in die onmiddellike omgewing van die ontploffing was, daai 3,2 kilometer deursnee, oombliklik en totaal vernietig. Mense daar het in 'n oogwink verdamp, en daar het niks van hulle oorgebly nie, behalwe die lig was so skerp dat dit hulle skaduwees in die grond ingebrand het waar hulle gestaan het of gesit het op daai oomblik. So daar's baie skaduwees wat agtergebly het van mense, en ek het heelwat foto's van dit op die internet gekry, maar ek wil dit nou nie alles gewys het nie. Maar dis al wat oorgebly het. 20 lidmate van hierdie gemeente was op daardie oomblik toe die atoombom ontplof het, binne in Hiroshima, minder as 1 kilometer ver van die ontploffing. Met ander woorde, binne in die gebied waar alles verdamp. Daar's iemand met die naam Hiroko Kwaino. Sy was minder as 1 kilometer van die sentrale punt waar die bom ontplof het, was sy binne in 'n huisie gewees met groot glasvensters, en die skokgolwe van die ontploffing het haar huis bereik voor die klank van die ontploffing daar gekom het, en die glasvensters het na binne ontplof met 'n geweldige spoed. Toe sy agterkom daar is fout, het sy onmiddellik op haar knieë neergeval en gebid vir die Here se beskerming, en nie een van daardie glasskerwe het haar getref nie. Sy het die atoombom aanval oorleef sonder enige letsel, binne daai 1,3 kilometer radius. 'n tweede vrou, Eva Kuwamoto, het na die ontploffing, het sy uit die goed wat op mekaar geval het, uitgekruip, en 'n man gekry wat baie seer gekry het, en sy kon hom nie onder die balke wat op hom geval het uittrek nie. So toe die goed aan die brand slaan, het hy daar doodgebrand, maar sy het voor dit gebeur het sy vir hom gesê, neem asseblief vir Jesus aan. Hy was nie 'n Christen nie. Hulle het baie keer in die verlede met hom gepraat, hy het gesê, gaan jy maar kerk toe, maar ek stel nie belang nie, dis nie vir my nie. En sy het vir hom daar gesmeek, en saam met hom gebid, en hy het vir Jesus as verlosser aangeneem, en net daarna het hy doodgebrand. Sy het oorleef, en hulle 3 kinders het oorleef. Dr. Tomiko Kihara het 'n spreekkamer gehad daar in Hiroshima, binne in die gebied wat alles vernietig is. En sy het daardie nag tot 4 uur gewerk die oggend, en toe gaan huis toe gegaan en gaan slaap. Toe die bom ontplof, toe slaap sy dwars deur die ontploffing. En sy was ongeskonde. Die huis is uitmekaar geruk, maar sy het niks oorgekom nie. En toe sy daarna opstaan en sien daar is niks om haar nie, was sy nogal ontsteld geweest,
was hy dadelik gegaan na die naaste hospitaal wat oorgebly het, en die volgende paar weke het sy haar volle aandag daaraan gegee om mense te versorg wat brandwonde en ander beserings opgedoen het. Weet jy die wonder van hierdie verhaal? Is dat al 20 mense wat in die gemeente agtergebly het in Hiroshima, was binne in daardie 3,2 kilometer radius waar alles vernietig is. En al 20 het ongedeerd dit oorleef. Dis later deur Amerika bevestig met navorsing wat hulle gedoen het. Hierso sê hulle, when the atomic bomb dropped on Hiroshima, as far as we know, not one Seventh-day Adventist loyal to the church lost his life in that disaster. So 30 jaar later hoor 'n joernalis van die storie van die Hiroshima 20 en sy's Asuko Furunaka en sy gaan stel ondersoek in, want dit klink 'n bietjie ongelooflik, dat mense wat binne in daai geweldige warm brandkool was, dit kon oorleef het en ongedeerd daar uitgekom het. En sy het gevind dat 30 jaar na die bomontploffing het al 20 mense nog gelewe. Sy het met hulle 1-vir-1 onderhoude gehad en dit aangeteken. En dit het so 'n impak op haar lewe gemaak, dat sy tot bekering gekom het. En daarna het sy 'n predikant geword. So 40 jaar na die ontploffing het Wesley Moore, 'n Amerikaanse sendeling, met een van die ouderlinge van die gemeente 'n gesprek gehad. En hy wou weet, hoeveel van die gemeentelede is tydens die ontploffing dood? En die ouderling het begin huil en hy het gesê, nie een nie. Weet jy, toe die weermag vir hulle sê, julle moet die gemeente ontbind, julle moet pad gee, was dit eintlik God se plan, waar hulle gedink het, dis 'n ramp wat ons tref, was dit God se plan om hulle, die grootste meerderheid van hulle na veiligheid te vat, toe hulle na die platteland toe gaan. Maar daardie 20 wat nie kon pad gee nie, het God laat oorleef binne in daardie situasie. God het hierdie mense gered, net soos wat hy Daniël se 3 vriende uit die vuuroond gered het. Het bevestig vir ons aanbid 'n wonderlike God, vir wie niks onmoontlik is nie. Die God wat die see oopgekloof het, die God wat in die woestyn vir hulle kos voorsien het, wat Daniël se vriende uit die vuuroond gered het, wat Daniël uit die leeukuil gered het, wat Dawid gehelp het om die krag en die moed te hê om Goliat aan te pak, is steeds dieselfde God wat ons vandag aanbid. En hy werk op dieselfde manier. Vertrou jy hom? Ken jy hom in alles wat op in jou pad kom? Ek wil net 'n laaste voorbeeld met u deel en ek gaan nie lank daarop stil staan nie, want ons het al daaroor gestel. 30 Junie 2026 is 'n dag vir ons om te onthou. Dit was die dag van die optogte. En die media en die regering en almal het geweldige misdaad en geweld en dood verwag. Maar dit het nie gebeur nie. So die media het na die tyd gesê, 'n katastrofiese ergste scenario is gister 30 Junie 2026 suksesvol vermy. Aan die ander wyse, dit was nie so erg as wat ons gedink het dit kan wees nie. Hoekom? Want duisende Christene in Suid-Afrika het gebid en God gee antwoorde. Soos iets verby is en dat niks gebeur nie, dan moet ons nie sê, ag, dat niks gebeur nie. Dis God wat beheer oorgeneem het en ons oë moet oopgaan om God se werking in ons lewe en in ons tyd en ons omstandighede raak te sien en aan hom die erkenning en die dank en die eer te gee. God is getrou. Hy luister na ons gebede. Hy het ons bewys dat hy steeds in beheer is oor ons land en ons omstandighede. Die praktiese uitdaging vir ons as gelowiges is om jou geloof te gaan lewe. Gee aan God die eer. Gee aan hom die erkenning vir elke positiewe ding. Lewe in afhanklikheid van die Here, vertrou op hom. Vertrou op hom met jou totale lewe en getuig van sy krag en goeie dade in jou lewe. Vertel vir ander wat die Here vir jou doen. Ons het nodig
om positiewe dinge te hoor, want ons word dag vir dag oorlaai met negatiewe nuus. Hoe kan ons as gelowiges 'n verskil maak? Lewe jou geloof. Verander die storie by die braaivleisvuur. Ons is geneig om te begin kla, ja, die ANC het dit gedoen en daai ouens het dat gedoen en daai mense doen dit. Begin om op positiewe dinge te fokus en dit met mekaar te deel, want hier by die kerk prys ons en eer ons God en dan breek ons alles af as ons in die week gaan kla en moan en krou. As ons vertel hoe sleg gaan dit, dan skakel ons God se seëninge uit. In plaas van om te kritiseer, ja, hulle is so sleg en so sleg, begin om te bid, Here, maak daardie mense se oë oop, dat hulle lewe kan verander. Dat hulle kan besef, net soos Nebukadneser, dat U die lewende almagtige God is, wat kan verander, wat ons omstandighede en lewe kan verander. Bid dat hulle op die knieë sal kom om te erken dat Jesus die Here is. Bid vir ons leiers, bid vir die polisie, bid vir die mense in mediese dienste wat moet help. Bid vir almal wat moet werk, bid vir ons ekonomie. En wees dan self die antwoord. God herstel 'n land deur mense wat op hom vertrou. Om hulle te stuur om 'n verskil te maak. En vra vir jouself af, wat 'n verskil is jy besig om in die wêreld daar buite te maak? As mense na jou kyk, sien hulle Christen, iemand wat vir die Here lief is en wat vir die Here getuig. Sien hulle iemand wat kla en wat krities is, wat morbid is, wat negatief is. Vertroue in God is nie passief nie, dis aktief. Ons saai die saad van hoop in ons werksplekke, in ons skole en oral waar ons elke dag gaan. Mag die Here vir jou seën. Amen. Kom ons bid. Here, almagtige God, ons aanbid U en ons loof en prys U omdat U die God van ewigheid tot ewigheid is. God van gister, vandag en môre. En soos U gister en vandag in beheer is, gaan U môre ook in beheer wees. Dankie Here, dat ons met vertroue na U kan kom. Dat ons ons volle lewe en lewensomstandighede in U hande kan plaas. En al lyk die krisis om ons onmenslik groot, onhanteerbaar groot. En al weet ons nie altyd wat te kant toe nie, weet ons by U is daar uitkoms. Ons plaas U in beheer. Ons plaas ons vertroue op U. En ons dank U Here vir U genade. Ons dank U vir bewyse in die geskiedenis, ook in ons land, dat U omstandighede kan verander. Dat U lewensverlies kan verhoed. Dat U kan red en bewaar. Bly vir ons om getuies vir U te wees, om 'n verskil te maak in die wêreld. Here, ek wil vanoggend oom Willie Brimmer aan U opdra, wat aan die Marie Vrydagmiddag onverwags oorlede is. Oom Willie self in die hospitaal is op die oomblik, wil U vertroos, versterk en krag gee. Ons dink aan families waar daar probleme is, elkeen wat 'n krisis het, elkeen wat ongesond is, dra ons op aan U, wil U hulle styf vashou in die hande van liefde en genade, en mag U naam groot gemaak en verheerlik word. Bly vir ons om voluit vir U te lewe, met 'n gesindheid van dankbaarheid, opgewondenheid en blydskap, omdat U ons God is. Bid dit in die naam van Jesus. Amen.